So wanneer dit kom by identiteite, is daar regtig eintlik net 'n paar stappe wat jy by moet hou. En dan as jy jou stappe volg, dan is daar regtig nie baie plekke wat hulle jou kan uitvang met jou identiteite nie. Daar's een moeilike soort identiteit, maar ons sal hom in 'n aparte video doen. Jy kan die volgende video kyk vir dit. Okay, so die stappe wat jy volg, is jy gaan altyd eers vereenvoudig. So wat ek bedoel met vereenvoudig, is ietsie soos as jy dieselfde of as jy breuke het en jy sit hulle op dieselfde noemer of jy maal met hakies uit of dis ietsie mooier maak soos 180 plus of min, 360 plus of min. Dis daai tipe goedjies of jou kofunksie, so jy probeer jou term, die ding wat hulle vir jou gee, jou uitdrukking probeer jy half 'n bietjie kleiner maak, 'n bietjie mooier. Dis wat die vereenvoudig beteken. Stap 2 is verander. So dis vereenvoudig, dan verander. Verander, daar's maar net 'n paar goedjies wat jy het om te verander in graad 11. Dis net om te sê, okay, sin kwadraat plus cos kwadraat weet ek is 1. So met ander woorde, op grond van dit, kan ons mos nou gaan sê, okay, as ek vir sin kwadraat alleen het, dan kan ek hom gaan skryf as 1 minus cos kwadraat. En dan dieselfde met cos kwadraat. So ons het al hierdie ook gedoen met 'n algemene oplossing. En dan die ander een is om dan te gaan skryf as sin op cos. En dan die derde enetjie is om te sê, okay, kom ons gaan faktoriseer, sodat jy kan uitkanselleer. Dis die hele doel. So wanneer jy met faktorisering werk, dan hou jy net by jou stappe, gaan kyk vir 'n algemene faktor, gaan kyk vir verskil van vierkante of 'n 3 term. So dit is hoe jy hom gaan faktoriseer, maar die hele doel met faktoriseer is om te sê, okay, sodat ek kan uitkanselleer. So jy weet so op 'n stappie vooruit dink om my term te verander, my uitdrukkingkie in iets te verander, sodat jy kan faktoriseer, want jy weet jy gaan wil uitkanselleer. Okay, so kom ons kyk gou na 'n bietjie moeiliker voorbeelde wat in die toetse voorkom. Eerste enetjie is 'n baie lekker ene, hulle hou van hierdie. Hulle gee vir my 'n klomp staf. Okay, eerste ding wat ek sien is, ek sien 'n klomp breuke. Okay, so ons gaan net eers met die linkerkant werk. So wat jy gaan doen is, jy gaan skryf vir die juffrou, okay, ek werk met my linkerkant. Great. So ek sien 'n klomp breuke. So eerste ding wat ek weet is vereenvoudig, so dadelik gaan sit ek hulle op dieselfde noemer. Okay. So my noemertjie is 1 plus cos x, in hakies, hierdie kant is 'n sin x. Okay, so hierdie een het mos nou 'n klaar 1 plus cos x, so dan moet ek hom maal met 'n sin x. So hierdie sin x maal ek met 'n sin x, dan word hy 'n sin kwadraat x, plus hierdie 1 plus cos x, het al 'n sin x, daarom moet ek hom maal met die 1 plus cos x. As jy nie weet hoe hierdie werk nie, gaan kyk weer die video oor jou algemene faktor of jou breuke vergelykings. Okay. Jou KGV, daai tipe goedjies. Okay. Dan gaan maal ons hierdie enetjie ook met 'n 1 plus cos x. En dan is hierdie letterlik net 'n klomp hakies wat jy moet uitmaal. So aan die linkerkant werk ons nou nog net, so my sin kwadraat gaan nog net eers daar uitchill. Nou gaan maal ek hakies uit. As jy dit gaan uitmaal, kry jy 1 plus cos x plus cos x plus cos kwadraat van x, en dit alles sit ons op ons noemertjie van 1 plus cos x maal met 'n sin x. Okay, nou wat ons gaan kyk, volgende stappie, so ons vereenvoudig nog net. Dit is al wat ek so ver doen, is ek vereenvoudig. So nou gaan my vereenvoudiging verder, is ek gaan tel my appels en pere by mekaar. Ek het 'n 1, dan het ek 2 cos x plus cos kwadraat x, en dit alles bo op my hakies van 1 plus cos x. Ek gaan nie hierdie hakies uitmaal nie, want ek weet ek wil eventually faktoriseer, sodat ek wil uitkanselleer. So as ek dit gaan uitmaal, dan gaan ek dit net weer van vooraf met faktoriseer. So ek gaan dit net eers daar uitlos. Okay, so nou het ek 'n paar interessante goed. Dis 'n klomp maniere om hierdie enetjie te doen. Eerstens sien ek werk met 'n sin kwadraat, ek het 'n cos en 'n cos kwadraat. So ek het nou kosse en sinne. So die enigste twee wat jy actually kan verander van daai twee is 'n sin kwadraat
en 'n koskwadraat. As jy wil, kan jy hierdie een ook gaan uitskryf as 'n sinkwadraat plus koskwadraat, maar dit gaan nie regtig my probleem oplos nie, want dan gaan ek sit met 2 sinkwadraat plus 2 koskwadraat. Wat 'n mens kan doen, want dan kan jy at least gaan faktoriseer, maar ons sien dit gaan nie werk nie, want ek het nie 'n sin x cos x daar nie. So, in hierdie geval, sien ek, daar's 'n cos x, so ek sal eerder met my kosse wil gaan werk. So, ek weet ek gaan hierdie ouetjie wil gaan verander. So, die enigste wat ek kan verander in daai geval is my sin kwadraat. Ek kan hom gaan skryf as 'n 1 minus cos kwadraat x. Plus my 1 chill nog steeds daar uit, plus 2 cos x chill nog steeds daar uit, plus cos kwadraat x. En dit alles bo op dieselfde noemer nog van die hele tyd om te sê 1 plus cos x maal met 'n sin x. Ok, nou gaan maal ek net my hakies uit, en in hierdie geval is daar nie regtig hakies om uit te maal nie, so ek gaan maar net my hakie kan wegvat. Nou wat ek gaan kyk is, ok, kom ons kyk wat het ons. Nou vereenvoudig ek. So julle sien hoe die hele tyd het ek het gaan vereenvoudig en vereenvoudig. Toe ek niks met appels en pere gehad het om by mekaar te tel nie, toe het ek stap 2 gevolg om te sê, ok, nou gaan ek eers verander, dan eers. Toe het ek verander, en nou begin ek weer van voor, nou gaan ek weer vereenvoudig. So ek kan gaan sê, 1 plus 1 is 2, minus cos kwadraat plus cos kwadraat kanseleer baie mooi uit, plus 2 cos x. Soos ek gesê, daar is gewoonlik meer as een manier om hierdie te doen. Ek het nou sommer net hierdie uitjie gekies, maar daar is gewoonlik 'n ander manier ook. Ek kan 4 maniere sien om hierdie enetjie nou te doen. Ok, en dan, so ek het gaan verander, en dan het ek weer vereenvoudig. Dan as ek klaar vereenvoudig het, dan kyk jy weer, kan ek iets verander? Nee, as hy 'n kwadraat was, ja sure, maar ek wil nie, want ek dink vooruit, so dan weet ek, ok, my volgende stap gaan wees, ek wil faktoriseer, sodat ek kan uitkanseleer. Dis die hele doel van hoekom jy faktoriseer. So dan die eerste ding van faktorisering, is kyk vir 'n algemene faktor, en wat oorbly is 'n 1 plus cos x, en dit nog alles bo op hierdie hele stukkie aan die onderkant van 1 plus cos x, maal met 'n sin x. So jy het gefaktoriseer, juist sodat jy kan uitkanseleer, en dan kan ek sien, hulle kanseleer baie mooi uit, en dan is my antwoord 2 op sin x, en dan kan jy gaan sê, is gelyk aan die regterkant, en dan sal jy jou punte kry. So kom ons check net, hulle wou gehad het ons moes kom by 2 op sin x, great, so dan weet ons reg. Ok, volgende enetjie. Dis bietjie 'n interessanter ene, bietjie 'n moeiliker vraestel voorbeeld, of at least dit blyk moeiliker, maar dis regtig nie bad nie. Hulle gee vir my 'n klomp staf, hulle sê vir my, ok, P is dit, en Q is dat. En nou moet ek het bewys dat PQ dit is. So dis letterlik net hakies uitmaal. Hulle sê gaan bereken vir my vir PQ. So vir PQ, so ek kan my P gaan neersit, hulle sê vir my P is tan A plus sin A. En dan my Q weet ek is tan A minus sin A. En al wat jy dan gaan doen is jy gaan maal hakies uit. Ek kry 'n tan kwadraat A. Dan gaan ek, want jy maal hom, dan kry ek 'n plus tan A sin A, minus tan A sin A, en 'n plus tan A sin A, so hulle gaan mooi uitkanseleer, en dan kry ek 'n minus sin kwadraat A. Ok, maar dis nog nie waar ons moes uitgekom het nie. Hulle sê, daar's niks van 'n minus nie, hulle sê jy moet hom maal. Ok, so wat ek dan gaan doen, is, so ek het nou eers gaan vereenvoudig, want ek het my hakies gaan uitmaal. Nou hou ek by my stappe, vereenvoudig, so ek sê, ok, nou kan ek actually iets gaan verander. So, ek sal my tan gaan verander, want as ek my sin kwadraat verander, na 1 minus cos kwadraat, dan gaan dit nog nie vir my regtig iewers iets bring nie, want ek het nog steeds 'n tan kwadraat daar, so nee. So, dit gaan my nie help nie, maar ek dink ek kan my tan kwadraat verander, na 'n sin kwadraat, op 'n cos kwadraat. En dit alles minus 'n sin kwadraat. So ek het nou verander, en nou kan ek weer van vooraf gaan werk. So ek het verander, nou begin ek weer. Ek vereenvoudig. Vereenvoudig, ek sien ek het breuke, so dadelik as ek 'n breuke sien met identiteite, gaan sit hulle vir my op dieselfde noemer. So ek sit hulle albei op 'n cos kwadraat A. So hierdie sin kwadraat moes ek met niks maal nie. Minus
Daai sin kwadraat moes ek actually gemaal het met 'n cos kwadraat. So ek kry cos kwadraat A maal met 'n sin kwadraat A. Okay. Nou wat jy gaan doen, so ek het gaan verander en so hier het ek moes nou verander, dan het ek vereenvoudig om hom op een breek te sit. So ek hou net by my reëls, jy vereenvoudig. Nou gaan kyk ek, kan ek faktoriseer? En dan sien ek dadelik, yes, ek het 'n pragtige algemene faktor. So ek sal my algemene faktor gaan uithaal van sin kwadraat A. Wat oorbly is 1 minus 'n cos kwadraat A. Okay. Bo op my cos kwadraat A. Okay, so nou het ek ten minste al klaar, nou kan ek sien, okay, dit is, want ek sou eintlik klaar gewees het, maar hulle wil iets baie spesifiek hê. Hulle wil hê ek moet uitkom by tan kwadraat A maal met 'n sin kwadraat A. So ek kan sien sin kwadraat op cos kwadraat, kan ek gaan skryf actually as 'n tan kwadraat A, en dan 1 minus cos kwadraat A, kan ek mos gaan skryf as 'n sin kwadraat A. En daar het ek om bewys, so dan sal ek net gaan sê, is gelyk aan my regterkant, en dis hoe ons hierdie doen. Okay, volgende enetjie, bietjie baie dieselfde soos wat ons nog heeltyd gedoen het. Eerste ding wat ek sien is 'n klomp breuke, so ek gaan maal my breuke uit, okay? So dit beteken, ek gaan sit hulle op dieselfde noemertjie. Ek gaan sit 1 minus sin x, ons hou van breuke, want dit gaan eintlik net 'n klomp hakies wees wat 'n mens gaan uitmaal. En dan 'n 1 plus sin x. So hierdie 1 min sin x, ek het hom mos, so ek moet gaan maal met 'n 1 plus sin x. So dit sê vir my, ek kan daai enetjie gaan maal, my 1 plus sin x. Gaan ek maal met 'n 1 plus sin x. Minus my 1 min sin x, het al 'n 1 plus sin x, daarom gaan maal ek hom met nog 'n 1 min sin x. So ons gaan maal hom met my 1 min sin x. Gaan maal ek met 'n 1 min sin x. Okay. En dis hoe ons hierdie gedeeltetjie doen. So ek het nou eers gaan vereenvoudig deur my breuke op een noemer te sit. Nou gaan ek verder vereenvoudig, want ek is nou nog nie klaar nie. Onthou asseblief om vir die juffrou te sê met watter kant jy werk. Ek werk nou hier met my linkerkant. Okay, nou wat jy gaan doen is jy gaan maal jou hakies uit. Ek gaan sommer die shortcut gebruik. As jy nie kan onthou nie, gaan kyk die video oor produkte en vereenvoudiging. Dan kry ek 1 plus 2 sin x plus sin kwadraat x minus, en dan hier is nou 'n fout wat baie mense maak, jy moet sê minus hakkie, want dit is minus ietsie groot, so minus hakkie, dan maal ek hierdie twee hakies uit, dan kry ek 1 minus 2 sin x plus sin kwadraat x. Okay. Nou kan ek actually my hakkie gaan inmaal, my minusie in my hakkie gaan maal, so my noemer bly nog dieselfde, 1 minus sin x, 1 plus sin x. Ek dink nie ek wil dit nou al verander nie, maar ons kyk waar ons uitkom. So ek gaan hom nog net eers daar los, solank as wat hy in mooi hakkies is, wil ek hom eers daar los. Kom ons kyk eers wat gebeur. So ek kan hierdie minus gaan inmaal, so ek gaan hom net in rooi hierso verander, dat julle kan sien. So as hy in my hakkie inmaal, dan my minus maal in, dan word hy 'n plus, want hy word mos nou hier 'n minus. Daai word 'n plus, en dan word hierdie enetjie 'n minus. Okay, so ek het nog heeltyd nou net weer gaan vereenvoudig. Nou gaan ek verder vereenvoudig. Ek gaan nou appels en pere bymekaar tel. So ek het 'n 1 en my minus 1 kanselleer mooi uit. Ek het 'n plus 2 sin x, plus nog 2 sin x, gee vir my 4 sin x. Sin kwadraat, minus 'n sin kwadraat, hulle kanselleer pragtig uit, en dit sit ek dan nou alles bo op my noemertjie van 1 minus sin x maal met 1 plus sin x. Okay, so nou sien ek dit dis eintlik nou baie mooi, maar ek is nog nie waar ek moet wees nie. Hulle soek baie spesifiek 4 tan x op cos x. Ek ten minste al my 4. Okay. So dit is daarom great. Nou wat ek gaan doen is, ek hou by my stappe. Nou gaan ek eers weer iets vereenvoudig. Vereenvoudig beteken maar net maal 'n hakkie uit, so my 4 sin x tel daar uit. As ek my hakkies gaan uitmaal, gaan jy kry 1 minus sin kwadraat x. En ek het actually my stappe gaan volg. Jy gaan maal en maal en maal.
En dan kan ek gaan sien, okay, asseblief moet nog nie vir my daai gaan uitkanselleer nie, ek kan dit nie doen nie want daar is 'n minus. Nou kan ek verder gaan, nou kan ek gaan sê, so ek het vereenvoudig, nou wat jy gaan doen is jy verander, 1 minus sin kwadraat weet ek is dieselfde as kos kwadraat. En dan kan ek gaan nou verder weer vereenvoudig, om te gaan sê, okay, wel ek kan sien, sin op kos is 'n tan, maar ek gebruik net een van die kosse, so tegnies staan hier mal met 'n cos x. So ek het my 4, sin x op cos x is tan x, en aan die onderkant bly daar 1 cos x oor, en dit is wat ons moes bewys het. 4 tan x op cos x, en dan kan jy sê, is gelyk aan die regterkant. Okay. Volgende enetjie, hy lyk 'n bietjie interessanter, maar dit is alles heeltyd dieselfde. So kom ons kyk gou, hier aan die linkerkant sien ek, kom ons werk eers links. Ek sien, okay, hier is 'n klomp staf wat ek mee kan werk. So aan die bokant, ek sien nie regtig enigiets wat ek kan vereenvoudig nie, daar's nie appels en pere wat ek bymekaar kan tel nie. Maar wat ek wel sien is, okay, ek sien ek het 'n kos kwadraat, maar ek het 'n minus sin kwadraat, so dit help my nou nog nie regtig nie. So ek dink, ek gaan 10 teen 1 van hierdie wil verander. Okay, maar nog voordat ek weet wat er een om te verander, want hier het ek 'n kos kwadraat en 'n sin kwadraat, so ek sal 10 teen 1 my sin kwadraat verander in 'n kos kwadraat, juis oor dat daai nog 'n kos het. Okay, so kom ons doen dit. So ons gaan verander, want daar was niks wat ek kon faktoriseer nie. My cos x gaan nou uitchill, my sin x, onthou asseblief jou hakkie, sin kwadraat is mos 1 minus cos kwadraat x. En dit sit ek alles bo-op. Ek kan nou hier in die onderkant, kan ek ook sien, daar's niks om te vereenvoudig nie, daar's niks om te verander nie. Ek gaan sommer dadelik faktoriseer daar. Om te sê, ek sien dadelik 'n algemene faktor van sin x, want ek weet ek gaan eventually wil faktoriseer, sodat jy kan uitkanselleer. Ek haal so net my sin x uit, wat oorbly is 'n 2 cos x plus 1. Okay. Net ek ten minste al iets om mee te werk. So hier is 'n cos x, so ek dink ek gaan dalk met 'n cos x hier wil werk, so yes, ek is op die regte spoor dink ek. Kom ons kyk wat ons kan doen. Nou vat ons verder om te sê, ek maal nou net my hakkie uit, om te sê minus cos x, minus 1 plus cos kwadraat x, en dit sit ek alles bo op my noemertjie, wat ek nou het mos as 'n sin x, maal met 'n 2 cos x plus 1. Nou wat ek gaan doen, ek gaan vereenvoudig net verder, ek tel appels en pere bymekaar, ek het 'n cos kwadraat en 'n cos kwadraat. So ek het 'n 2 cos kwadraat, x minus cos x minus 1, en ek sit dit alles bo op my sin x, met 'n 2 cos x plus 1. Okay. Nou wat jy gaan doen, nou gaan ons het nou verander en vereenvoudig en weer verander en vereenvoudig, sodat ek nou actually kan begin faktoriseer, want nou sien ek my kwadraat, dadelik dink ek, okay, nou wil ek actually gaan faktoriseer. Okay, so nou is dit daai pragtige 3-term, as jy vergeet het om dit te doen, dan 'n tip is, jy weet, jy gaan wil uitkanselleer, so as jy regtig stak is, gaan kyk maar net, een van jou hakies gaan 10 teen 1 daai moet wees, dit werk maar so uit vir julle. Andersins gaan kyk die video oor faktorisering met 'n 3-term. So wat ek gaan doen is, ek weet in die bokant van die lyn, gaan ek 'n cos x hê in elke hakie, en 'n cos x. My noemertjie, weet is nog die hele tyd net dieselfde, hy chill net daar uit vir 'n sin x, en dan 'n 2 cos x plus 1. Okay, so nou wat jy gaan doen is jy gaan vat daai twee se faktore. Hulle maak regtig nie hierdie faktoriserings vir hulle baie moeilik gewoonlik nie. Hy het net 'n 1 en 'n 2 en daai faktore is net 'n 1 en 'n 1. So dit kan net soos op een manier eintlik gebeur. So ons sit dit aan die kosse kant het ek 'n 2 en ek het 'n 1 en aan die ander kant het ek net soos 'n 1 en 'n 1. So dit maak nie saak nie. Dan sê my rympie my tekens verskil, die grootste een kry 'n minus. Soos ek gesê het, as jy die mekaar is, gaan kyk net. Ek kan dink, okay, dit is waarmee ek gaan opeindig, maar kom ons kyk. So, ons gaan sit hierso. Dit is hoe daai gaan werk, okay? So, dit sê vir my tekens verskil, grootste een kry minus. So, ons kan gaan sien, 2 maal met 1 is 'n 2,
en 1 maal met 1 is 1. So ek weet die grootste een moet minus kry, so die boonste een met ander woorde die buitenste enetjie, so daai tekentjie kry die minus en dan is die ander een die plus en dan sien ek, okay, ek het gaan faktoriseer sodat ek kan uitkanselleer. Boom. Daai kanselleer pragtig uit. So wat ek nou het is 'n cos x minus 1 bo op 'n sin x. Okay. Wel, ek kan nou nie enigsins iets hier gaan verander nie. Dit is pretty much so ver as wat ek kan gaan. Dit gaan ook nie eers help om my 1 te verander nie. Okay, so dit is tot waar die linkerkant kom. Nou gaan kyk ons na die regterkant, want ek het gesien daai kant is breuke en ek weet as ek met breuke so 'n klomp breukies sien, gaan ek 10 teenoor iets kan doen. So, eerste wat ek doen is ek weet dan gaan ek verander. Nou wel, kom ons maak hom eers. Kom ons sê my breuke. As jy wil, kan jy dit so gaan doen, ons 'n paar maniere. Ek sal 1 op tan x byvoorbeeld dadelik eers gaan skryf as 'n cos op sin. Dit gaan baie makliker wees, maar kom ons vat hom op die langpad. Is om te sê ek hou my breuke en ek sit hulle op dieselfde noemer. My 1 kan ek actually dan gaan maal met 'n sin x minus daai enetjie minus ek dan met 'n tan x. Okay. So nou het ek 'n klomp staf hierso wat ek nie regtig van hou nie. So ek gaan nou wys hoekom ek dit nie verkies met hierdie nie. Want nou wat jy moet gaan doen is jy gaan jou tan moet verander. Maar kom ons maak, ek gaan hom doen vir ingeval julle in 'n vraestel vashak. Ek het nou vereenvoudig. Daar's niks anders wat ek kan doen nie. Maar nou asseblief moenie hierdie gaan uitkanselleer nie. Ek kan dit nie doen nie want daar is 'n minus. So nou wat ek gaan doen is ek moet gaan verander. Die enigste twee goed wat jy kan verander is 'n tan en 'n tan. So nou wat ek gaan uitverander, ek al my tan gaan sit ek as 'n sin x op 'n cos x. En ek sit hierdie hele stukkie, hierdie tan gaan sit ek ook as 'n sin x op 'n cos x. En dit is maal met 'n sin x. Okay, so nou moet ons bietjie kop by hierso. So nou wat ons kan gaan doen, jy kan of 'n algemene faktor gaan uithaal hier, of wat ek sal doen is dit net op dieselfde breek sit, my noemertjie. So nou werk ek net aan die bokant. Okay, so kom ons werk met die bokant. Daai sê vir my nou, right, so aan die bokant gaan sit ek hulle op 'n cos x, want hy is mos nou op 'n 1. So dan kry ek 'n sin x maal met 'n cos x minus my sin x. Okay, want my sin x moes met 'n cos x gemaal het. En dan in die onderkant van my breek kry ek 'n sin kwadraat x bo op 'n cos x. Okay, nou het ek gaan verander en ek het nou vereenvoudig. Nou is daar nie veel wat ek kan verander nie, dadelik dink ek wil faktoriseer en dadelik sien ek sommer my algemene faktor. My algemene faktor in hierdie geval is 'n sin x, wat oorbly is 'n cos x minus 1, bo op my cos x, en dit alles gaan sit ek bo op 'n sin kwadraat x, bo op 'n cos x. Okay, dan, altyd wat jy gaan doen, as jy 'n breek op 'n breek sien, gaan sit skryf hulle langs mekaar. 'n Breek op 'n breek is nie iets wat ek mee wil werk nie. Ek gaan skryf hulle langs mekaar. Want hier staan nou eintlik sin x maal met cos x minus 1 bo op 'n cos x. En ek kan dit gaan sit as gedeel deur daai. So gedeel deur die sin kwadraat x op cos x. So want as daar staan gedeel deur 'n sin kwadraat x bo op cos x, dan weet ek wat ek in graad 5 geleer het, is ek kan nooit gaan deel met 'n breek nie, maar ek kan gaan maal met sy resiprook. So dan kan ek gaan sê, okay, so ek kry my sin x, en dan kry ek my cos x minus 1 bo op my cos x, maal met 'n cos x, bo op 'n sin kwadraat x, en nou kan ek dit 'n klomp staf gaan uitkanselleer. Ek het my cos x'e wat uitkanselleer, hierdie sin x en daai een sin x kanselleer uit, en dan maal ek breuke bo met bo en onder met onder, so dit gee vir my 'n cos x minus 1 bo op 'n sin x. En dit is dieselfde dan as die linkerkant. So jy kan sien cos x minus sin, en ons het mos hierdie kant ook 'n cos x minus 1 op sin. Okay, so dit is hoe dit gaan werk. Kom ek wys ek vir julle die makliker metode wat ek eerder sou gedoen het met hierdie, is wanneer jy gaan werk met jou tan minus sin.
Dit is bietjie van 'n spesiale geval, is om te sê, wel, ek kan sien dit gaan soos 'n movie se ding wees, van is 'n breek en jy, dis KGV's, dis net chaos. So in hierdie geval sou ek dalk eers gaan vereenvoudig het. Dis bietjie 'n makliker manier om te vereenvoudig. So wat ek hier sou vereenvoudig, is ek sou dadelik eers gaan skryf het, okay, ek weet hierdie staan 1 gedeel deur tan x. Rede hoekom ek dit doen is maar net want ek weet my tan x gaan ek eventually verander. So dis net met tan wat ek dit sal doen. Dan kan ek gaan skryf, daarso staan eintlik nou 1 gedeel deur, nou gaan ek verander, sin x bo op 'n cos x, en oordat ek dit het, kan ek gaan skryf 1 maal met cos x op sin x. En dan kry ek my antwoord as cos x op sin x, en dan kan ons sien is eintlik baie makliker, as jy hierdie nou daar gaan insit, dan kry ek 'n mooi enetjie, want dan is my noemers klaar dieselfde, om te sê cos x op sin x, minus 1 op sin x. En dan werk hy eintlik baie mooi uit, want dan is my noemers dieselfde, so al wat ek gaan doen, ek gaan sit hom op my sin x, en dan kry ek cos x minus 1, en dis dit, en dis waar ons uitgekom het in die geval. Okay, so, hoe ek geweet het om dit te doen is, ek weet 1 op tan, as jy jou leerwerk ken van graad 10, ons weet dit is dieselfde as kot. En kot is cos op sin. Dis ook hoe ek geweet het, ons gaan uitkom by 'n cos x op sin x. So met tan spesifiek sal ek hom eers so gaan maak, want ek weet ek werk met breuke op breuke. Alright. Volgende enetjie, hier gee hulle vir my ietsie, so hier werk ons nou weer met 'n tan op 'n breuk. So ek sal weer nou in hierdie geval eers dit gaan doen. Dis regtig met 1 op tan x wat ek net vir jou 'n tip kan gee, doen hom eerste. Okay. So hierdie enetjie sal ek gaan verander om te sê, okay, 1 op tan kwadraat staan daar eintlik 1 gedeel deur tan kwadraat. So beteken ek kan hom 'n bietjie anders skryf, so ek sal hierdie sommetjie net so bokant apart doen om te sê, dan word dit 1 gedeel deur sin kwadraat op cos kwadraat. Want dis wat tan is, so dan kry ek 1 maal met cos kwadraat op sin kwadraat. Of jy kan net leer, jy gaan die hele tyd sien, 1 op tan is kot, en dis cos op sin. So 1 op tan kwadraat is cos kwadraat op sin kwadraat. Okay, so dis hoe ons by daai gedeelte gekom het. So ek gaan dit sommer dadelik verander. So aan die linkerkant kan ek gaan sê, okay, hierdie het ek cos kwadraat x, bo op 'n sin kwadraat x. So gaan wys net vir my daai ander stappe hoe jy dit gedoen het. Minus 'n cos kwadraat x. So nou werk ons net aan die linkerkant. En nou sien ek, okay, dis eintlik baie eenvoudig. Ek werk met 'n breek. So altyd wat jy doen met jou breuke, jy gaan sit hulle op dieselfde noemer. So my sin kwadraat chill daar uit. Nou kan ek gaan sê, okay, wel, hy het klaar 'n sin kwadraat, so my cos kwadraat chill ook net daar uit, minus hierdie cos kwadraat moes ek nou met iets anders gevat het, is om te gaan sê, okay, ek moes hom gemaal het met 'n sin kwadraat, en dan kry ek hom as 'n, so ek gaan sê my cos kwadraat, hakkie cos kwadraat x, moet gaan maal met 'n sin kwadraat x. Okay, so paar maniere om hierdie te doen is om te sê, okay, wel, ek kan sien hierso, kan ek dalk 'n algemene faktor gaan uithaal. Ek hou van 'n algemene faktor, so ek gaan haal my algemene faktor uit van cos kwadraat, wat oorbly is 'n 1 minus sin kwadraat, bo op my sin kwadraat van x. Okay, dan weet ek, okay, so ek het nou gaan faktoriseer, ek kan nog nie gaan uitkanselleer nie, nou begin ek weer van vooraf. Daar's nie so dat ek kan vereenvoudig nie, asseblief moenie vir my daai doen nie. Nou kan ek weer gaan sê, okay, nou kan ek iets verander, so my cos kwadraat, chill daar uit, en daai enetjie verander ek dan in 'n cos kwadraat. En dit alles bo op 'n sin kwadraat. En dan kry ek 'n pragtige cos kwadraat, maar met cos kwadraat, gee vir my 'n cos tot die mag 4x, bo op 'n sin kwadraat. En dit is waar ons moes uitkom, as jy sien jou boonste kant, so daar kan ek gaan sê, is gelyk aan die regterkant. Okay, so dis hoe ons daai sou gedoen het.